Graad 2 is ons werk vandag met die spelwoorde op bladsy 22 in jou spelboek. Met al jou goedjies wat jy gewoonlik nodig het vir 'n spellinglesie, weer byderhand hê en ook sommer die werkkaart wat juffrou saamgestuur het. Dwerg. Kom ons klank dwerg. D-E-R-G. Dwerg. Kom ons klank weer dwerg. D-E-R-G. Dwerg. Ons praat gewoonlik nie van 'n dwerg nie. As ons in die stories kyk, dan praat ons gewoonlik van dwergies. Daar moet juffrou vir jou langsaan geskryf dwergie, maar die spelwoordjie is dwerg. Mamma het 'n beeltjie in die tuin wat soos die dwerg in die storie van Sneeuwwitjie lyk. En die meervoud van dwerg is dwerge. Daar staan 5 dwerge langs die ligte motor, maar ons praat ook nie gewoonlik van dwerge nie. Ons praat van dwergies. Kom ons klank weer dwerg. D-W-E-R-G. Dwerg. Mamma het 'n beeltjie in die tuin wat soos die dwerg in die storie van Sneeuwwitjie lyk. Daar soos mamma, beeltjie, tuin, dwerg, storie en Sneeuwwitjie is selfstandige naamwoorde. En het en lyk is jou werkwoorde. Kom ons klap dwerg in lettergrepe. Dwerg. En dan dwerge. En omdat ons kan sê dwerge, weet ons dit is 'n selfstandige naamwoord, nê? So, kom ons klap dwerge in lettergrepe. Dwerge. As ons dwergies in lettergrepe geklap het, dan sou dit ook 2 lettergrepe gewees het. Dwergies. En ook dwergie, dan het hulle 2 lettergrepe. Dwaal. Klank saam met juffrou dwaal. D-A-L. Dwaal. Kom ons klank weer. Dwaal. D-A-L. Dwaal. Ons dwaal in die winkel rond en kyk na al die mooi klere terwyl mamma die bruin skoene aanpas. So wanneer jy dwaal, dan beteken dit jy doen nie regtig iets baie konstruktiefs nie. Jy loop maar net so 'n bietjie rond, nê. Daar's nie iets wat jy regtig doen as jy dwaal nie. Kom ons klank weer dwaal. D-A-L. Dwaal. En dwaal is 'n werkwoord want dit is iets wat jy doen. En as ons dwaal in lettergrepe klap, dan is dit net dwaal. En in hierdie sinnetjie het ons daarom 2 byvoeglike naamwoorde ook. Ons het mooi wat klere beskryf en bruin wat die skoene beskryf wat mamma aanpas. Dweep. Kom ons klank dweep. D-E-P. Dweep. Kom ons klank weer dweep. D-E-P. Dweep. Oupa dweep oor die goue leeu's, want dis al waaroor hy praat. Dweep is 'n moeilike woordjie. As jy sê iemand dweep oor iets, dan beteken dit dis al waarin hierdie persoon die hele tyd dink. En dis al waaroor hierdie persoon die hele tyd gesels. En dit is nie altyd lekker om met so iemand te gesels nie, want dis al waaroor hulle kan gesels en wil gesels. En as jy oor iets anders wil gesels, dan verander hulle sommer die onderwerp en praat weer oor dit waaroor hulle wil gesels. En dan sê ons daardie persoon dweep oor iets. Kom ons klank weer dweep. D-E-P. Dweep. En dweep is 'n werkwoord want dit is iets wat iemand doen. Kom ons klap dweep in lettergrepe. Dweep. Verdwyn.
verdwyn begin nie met 'n d nie, maar die d is in die middel, nee. Kom ons klank verdwyn. V-e-r-d-w-y-n, verdwyn. Kom ons klank hom weer. V-e-r-d-w-y-n, verdwyn. Mamma gebruik wonderlike waspoeier wat die vuilmerke op my klere laat verdwyn. En juffrou wil julle moet sommer gou kyk ook na hierdie vir. Dis 'n f-e-r. As ons vir aan 'n woordjie skryf en dit is vas aan 'n woordjie, dan skryf ons sy e. Maar as jy wil sê ek het vir mamma blomme gegee, dan is hy met 'n e. Dan is hy vir, as alleen staan is dit met 'n e. Klank weer verdwyn. V-e-r-d-w-y-n, verdwyn. En dit is 'n werkwoord, want dit is iets wat hy doen. Die merk het verdwyn, nee. Mamma gebruik wonderlike waspoeier. So wonderlike is 'n byvoeglike naamwoord, want hy beskryf die waspoeier, wat 'n selfstandige naamwoord is. Vuil is 'n byvoeglike naamwoord, want dit beskryf die merke, en merke is ook 'n selfstandige naamwoord. Kom ons klap verdwyn in lettergrepe. Verdwyn. Verdwaal. Klank saam met my, verdwaal. V-e-r-d-w-a-l, verdwaal. Ek sal in die groot winkelsentrum verdwaal as ek nie by my ouers bly nie. Nou daar is 'n verskil tussen dwaal en verdwaal. Nee, as jy dwaal, het juffrou vir jou gesê, met ons vorige sinnetjie het ons gesê, ek dwaal in die winkel rond en kyk na die mooi klere terwyl mamma die bruin skoene aanpas. Maar dan beteken dit jy is daar naby mamma, jy dwaal maar net bietjie rond. Jy kan selfs in die huis net rond dwaal, nee. Sê nou maar jy is bietjie verveeld en jy het nie iets om te doen nie, dan loop jy ook maar heen en weer in die huis en daar's nie iets spesifieks wat jy nou eintlik doen nie. Maar verdwaal beteken jy weet nie regtig waar jy is nie, nee. Kom ons klank weer, verdwaal. V-e-r-d-w-a-l, verdwaal. En groot is hier 'n byvoeglike naamwoord, want hy beskryf winkelsentrum. En winkelsentrum is jou selfstandige naamwoord. Ek sal in die groot winkelsentrum verdwaal as ek nie by my ouers bly nie. Verdwaal is 'n werkwoord. Klap verdwaal in lettergrepe. Verdwaal. Dwaal. Klank dwaal. D-y-l, dwaal met 'n trein-y, nee. Kom ons klank hom weer. D-trein-y-l, dwaal. Mamma maak die taaivloer mooi skoon met die dwaal. En die onderste sinnetjie is ook met dwaal. Hy dwaal die stowwerige vloer totdat hy blink. Dwaal is 'n baie vreemde woordjie. Dis nie 'n woordjie wat ons regtig in Afrikaans gebruik nie, maar dit is 'n selfstandige naamwoord en jy kan hom ook gebruik as 'n werkwoord, maar ons gebruik hom byna nooit nie. Dwaal het in die ou verklarende woordeboek gesê dit is 'n sinoniem vir 'n mop. Maar in die nuwe hart het juffrou gekyk, daar staan dit is 'n vloerlap. Nee, 'n lap waarmee jy iets skoon vee en skoon maak. So in die ou vertaling het hy gesê dit is 'n mop, en nou sê hulle dit is 'n lap. So juffrou dink dit is enige ding waarmee jy eintlik maar die vloer kan skoonmaak, 'n lap of 'n mop waarmee jy die vloer of iets kan skoonmaak of kan skoon vryf of blink vryf.
So by die boonsien het juffrou vir julle maar die nuwe soort moppe wat ons vandag gebruik is ook maar 'n lap wat jy vassit aan daardie plastiek ding om dan skoon te maak. So mamma maak die taai vloer mooi skoon met die dweil. En dan onder, en dan hy kan in 'n meervoud kom, omdat hy die selfstandige naamwoord is. Dan soos om in lettergrepe klap, dan dweil, 1 lettergreep, maar dweile, 2 lettergrepe. En onder, hy dweil die stowwerige vloer totdat hy blink. Soos juffrou sê, dit is nie iets wat ons rarig in Afrikaans eintlik gebruik nie, maar ons kan dit gebruik. Dis bietjie 'n nuwe woordjie wat jy leer. Dwaas, klank saam met juffrou, dwaas. D-A-S, dwaas. Kom ons klank weer, dwaas. D-A-S, dwaas. Net 'n dwaas spandeer sy geld op goed wat hy nie kan gebruik nie. So 'n dwaas is 'n persoon, iemand wat iets doen wat nie baie slim is nie, nee. Ek het vir julle 'n prentjie daar van iemand wat van iets wat jy kan koop. Dis 'n klip wat jy koop en dan maak jy dit jou troeteldier. Nou jy kan enige klip sommer in die tuin ook gaan optel om dit te doen. So dit is bietjie dwaas en jy is 'n dwaas as jy jou geld gaan spandeer om so iets te koop, nee. En onder staan daar weer dwaas. Dan is baie dwaas om nie in die klas op te let as juffrou belangrike werk verduidelik nie. So dink bietjie wat se woordsoorte kan dwaas wees as jy na die boonste sin en die onderste sin kyk. Kom ons klank weer dwaas. D-A-S, dwaas. Klank weer dwaas. D-A-S, dwaas. In die eerste sin is dwaas 'n selfstandige naamwoord, wat hulle sê net 'n dwaas spandeer sy geld op goed wat hy nie kan gebruik nie. So daar praat hulle van die persoon. So dit is 'n dwaas, so dit is 'n selfstandige naamwoord. Onder sê ons Daan is baie dwaas. En Daan is jou selfstandige naamwoord. Hy is 'n persoon en as daar sê hulle Daan is baie dwaas, so dit beskryf Daan. So daar is hy 'n byvoeglike naamwoord. En daarom kan ons dwaas ook in trappe van vergelyking skryf. Dwaas, dwaaser, dwaaste. En as ons hulle in lettergrepe klap, dan is dit dwaas, 1 lettergreep, dwaaser, 2 lettergrepe, en dwaaste is ook 2 lettergrepe. Dwarrel, kom ons klank, dwarrel. D-A-R-R-E-L, dwarrel. Kom ons klank weer, dwarrel. D-A-R-R-E-L, dwarrel. Die wind lig die blare op en laat hulle deur mekaar die lug in dwarrel. En onder weer dwarrel. Ek sien pragtige herfsblare in die bos dwarrel. Goed, by die eerste een sê ons die wind lig die blare op en laat hulle deur mekaar die lug in dwarrel. So dwarrel is 'n werkwoord, nee, dit is iets wat die blare doen. En onder is daar weer 'n sin en daar is hy ook 'n werkwoord. Ek sien pragtige herfsblare in die bos dwarrel. Wat doen die blare? Hulle dwarrel as die wind hulle waai. Kom ons klap dwarrel in lettergrepe. Dwarrel. Dwars, kom ons klank dwars. D-A-R-S, dwars. Kom ons klank weer dwars. D-A-R-S, dwars. Juffrou sê ek moet 'n dwarsstreep in my groen boek trek. So as iets dwars is, dan is dit van links na regs, né? Dis soos horisontaal.
Kom ons klank weer. Dwars. D-a-r-s. Dwars. Dwars is 'n byvoeglike naamwoord, want jy moet die streep, wat 'n selfstandige naamwoord is, dwars trek. So hy beskryf die streep. Kom ons klap dwars in lettergrepe. Dwars. En dwarser, dwarser. En dwarste, dwarste. Dwing. Kom ons klank dwing. D-a-ng. Dwing. Kom ons klank weer. Dwing. D-a-ng. Dwing. Die vrou mag nie die man dwing om iets te doen wat hy nie wil doen nie. Dit beteken, jy sê vir iemand hulle moet iets doen en jy forceer hulle eintlik om iets te doen wat hulle nie wil doen nie, nee. Kom ons klank weer dwing. D-a-ng. Dwing. En dwing is 'n werkwoord. Want dit is iets wat iemand doen. Kom ons klap dwing in lettergrepe. Dwing. Goed. Kom ons klank nou weer dwerg. D-e-r-g. Dwerg. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwerg. D-e-r-g. Dwerg. Skryf hom langs aan. Klank dwaal. D-a-a-l. Dwaal. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwaal. D-a-l. Dwaal. Skryf hom langs aan. Klank dweep. D-e-p. Dweep. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dweep. D-e-p. Dweep. Skryf hom langs aan en onthou eers die dammetjie, dan die walletjie. Klank verdwyn. F-e-r-d-y-n. Verdwyn. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer verdwyn. F-e-r-d-y-n. Verdwyn. Skryf hom langs aan. Klank verdwaal. F-e-r-d-a-l. Verdwaal. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer verdwaal. F-e-r-d-a-l. Verdwaal. Skryf hom langs aan. Klank dweil. D-y-l. Dweil. Skryf hom oor juffrou sin. Kom ons klank weer dweil. D-trein-y-l. Dweil. Skryf hom langs aan. Klank dwaas. D-a-s. Dwaas. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwaas. D-a-s.
Dwaas, dwaas. Skryf hom langs aan. Klank dwarrel. D-a-r-r-e-l, dwarrel. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwarrel. D-a-r-r-e-l, dwarrel. Skryf hom langs aan. Klank dwars. D-a-rs, dwars. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwars. D-a-rs, dwars. Skryf hom langs aan. Klank dwing. D-a-ng, dwing. Skryf hom oor juffrou sin. Klank weer dwing. D-a-ng, dwing. Skryf hom langs aan. Goed, kyk nou aan die onderkant van daardie woordjies. Daar moet jy vir juffrou die regte voorsetsels invul. En jy moet vir juffrou 2 van jou eie sinnetjies skryf met d-woorde. En juffrou wil hê jy moet dit in die verteenwoordige tyd skryf. En onthou, die teenwoordige tyd is nou, né? En probeer om bietjie byvoeglike naamwoorde ook te gebruik in jou sinnetjies. Onthou ook om aan die bokant jou woorde te omkring in die verskillende kleure soos juffrou jou geleer het volgens die woordsoorte. Onthou ook om jou woordjies te leer, dat jy Vrydag kan toets skryf daaroor.